Hi everyone and welcome to Smart Culture Education. This is the place where we make learning simple, clear and engaging. If you're new here, don't forget to subscribe so you can join us on this journey of mastering maths, science and more. Kom ons kyk nou na die reaksie tussen staalwol en suurstof in die lug. Hierdie eksperiment help ons om te bepaal of die reaksie endotermies of eksotermies is en verduidelik hoe metale met suurstof reageer. Vir hierdie eksperiment het jy die volgende nodig: 'n stophorlosie, 'n polistireen beker met 'n deksel, 'n termometer, staalwol, 'n bietjie asynoplossing en 'n beker. Eerstens meet ek die temperatuur binne in die leë polistireen beker. Ek gebruik die stophorlosie om die tyd te meet. Na ongeveer 5 minute sien ons dat die temperatuur so wat 20 grade Celsius is. Nou neem ek 'n stukkie staalwol en plaas dit vir ongeveer 'n minuut in die asynoplossing. Die asyn bevat asynsuur wat die dun oksiedlaag en enige oliebedekking op die staalwol se oppervlak verwyder. Hierdie stap maak die suiwer yster onderlaag oop sodat dit makliker met suurstof in die lug kan reageer. Na 'n minuut haal ek die staalwol uit en druk dit liggies om meeste van die asyn te verwyder. Ek draai die staalwol om die termometer, plaas dit terug in die polistireen beker en sit die deksel vinnig op om die lug binne te hou. Daar is 'n onmiddellike toename in temperatuur. Soos tyd verloop, styg die rooi lyn op die termometer verder van 20 grade Celsius verby 25 grade Celsius. Na 'n paar minute sien ons 'n lesing van ongeveer 29 grade Celsius. Dit beteken dat die reaksie hitte-energie aan die omgewing vrystel. Dit wys dat dit 'n eksotermiese reaksie is wat plaasgevind het. Die yster in die staalwol het met die suurstof in die lug gereageer om ysteroksied te vorm en tydens hierdie proses is energie as hitte vrygestel. Hierdie proses staan bekend as oksidasie en dit is deel van 'n redoksreaksie. Oksidasie en reduksie gebeur gelyktydig. Yster word geoksideer omdat dit elektrone verloor en suurstof word gereduseer omdat dit daardie elektrone opneem. So wanneer staalwol met suurstof in die lug reageer, neem die temperatuur toe, wat beteken dat die reaksie eksotermies is. Die oksidasie van yster om ysteroksied te vorm stel hitte-energie vry en wys hoe 'n chemiese verandering termiese energie kan produseer. Thank you for watching today's video on Smart Culture Education.
If you found it helpful, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. And if you want to stay updated, tap the notification bell so you never miss our next lesson. See you in the next video.